Goeienaand gemeente. Ons gaan saam lees 2 skrifgedeeltes vanaand. Die eerste is uit Filippense 4 uit. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, en alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug of lof daar ook al mag in wees, bedink dit. En dan Psalm 131, gebedevaartslied van Dawid, O Here, my hart is nie hoog, my oë is nie trots nie, ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Omtrent so 30 jaar gelede lees ek hierdie woorde van Johannes die Kruis. Hy sê, when the consolations and the discursive meditation dries up, God calls you into silence. En dan sê hy, in silence, God will heal the soul. Het jy al ooit goed gehoor of goed gelees wat jy nie verstaan nie, maar jy weet dis vir jou? Ek het nie geweet wat dit beteken nie. Maar iets in my het beweeg. Dit was vir my asof ek iets uit die Bybel uitlees. Miskien was dit omdat ek op 'n plek was, so 30 jaar gelede, wat ek so middeljare krisis, dink ek, beleef het. Dink is wat die terapeut gesuggereer het. En ek half moeg geraak het in bediening, maar ek kry my betekenis, en wie weet wat Johannes van die Kruis bedoel het. Jy weet, hy het sy teologie in gedigte geskryf. Dis natuurlik die veiligste, want niemand weet wat bedoel het gedig regtig nie, nê. So, jy kan nie met hom stry nie, as hy nie maar sê wat ek bedoel het nie. En hier is my verklaring of betekenis van die woorde. Discursive meditation is wanneer jy met jou kop goed beredeneer, insig te kry, goed begin te verstaan. En dit was die grootste deel van my hele vorming as 'n jong Christen. Disippelskap was, doen 'n kursus. Dis disippelskap. En leer 'n Bybelboek of leer 'n onderwerp. So ons is die hele tyd in disippelskap, opleiding en kursusse wat jy doen om kennis te kan vergader van die leer van die kerk, van Jesus en van wat die skrif sê, en dis hoe jy groei, deur kennis. Toe ontmoet ek 'n lieflike meisie op hoërskool, verleidelik mooi, maar sy kom van 'n sekte af, maar die liefde vergewe alle sondes, en kyk verby alles. En sy het baie geestelike gesprekke, net sê, ek praat nou wyd, maar die eerste aand, jy weet, mens vat 'n meisie fliek toe, en dan alles gaan oor die totsiens sê aan die einde van die fliek, as jy nou vir die volgende keer, jy weet, en as jy ja sê vir die fliek, sê ja vir totsiens sê.
En toe ek nou wil ordentlik tot sien sê, toe sê nee, wag 'n bietjie, ek ken jou nie. Ons gaan eers 'n pad stap voordat ons hierdie stap gaan neem. Ek is net te soen. Sê ja, maar dis hoe jy wil soen. Dis nie vir enige ou nie. En ek tog nou, ja, jete, nou speel dit nog ook hard om in die hande te kry. En dan het sy die geestelike gesprekke met my. Sy vra vir my een keer, ken jy die Heilige Gees? Ek sê, die Heilige Gees? Ons is so. Sy sê, vertel my bietjie. Ek sê, man, kyk, die Heilige Gees is jy moet die drie eenheid verstaan om die Heilige, en ek nou verduidelik ek vir haar, alles wat ek geleer het, in katekisasie. En sy luister, sy sê, weet jy, ek het nog nooit van hierdie goed gehoor nie, maar ek vra vir jy die Heilige Gees ken. Sy sê, mens kan Psalm 23 ken, maar jy weet nie wie die herder is nie. En het woord het nogal bietjie by my gespook. Maar sy, lang storie kort, verlei my in hierdie nuwe ervaring van die Here in. Emosioneel van aard. En ons in die kerk waar ons sy behoort, noem hulle dit die salwing van die Heilige Gees wat oor jou kom en al hierdie goed. En ek is geleer, jy moet, die een aand het ons begin huil daar van die tieners in die kerk en toe die dominee gesê, stop het. Ons gaan alles ordelik doen hierso. Word nugter. En ek het dadelik gevoel, joh, die mens moet nie so emosioneel raak by die Here nie. En ook as ons bid, jy moet nie sommer net brabbel nie, jy moet mooi dink wat jy sê vir die Here, en hoe jy dit sê vir die Here. So dis die kultuur waarin ek en nou huil ons baie keer. En hoe ek hierdie teks verklaar het is, as jy nie meer iets kry uit Bybelstudies en preke uit nie. En jy weet, as jy 'n predikant is en jy het nou al 20 jaar preke gepreek, dan, ek wil nou nie 'n lelike geheim weggee van hierdie predikante nie, maar hulle is nie so nie. Maar ek in my swakheid het teruggegaan na ou preke toe wat ek gepreek het. En ek hoor ook nie meer, as 'n predikant begin, dan weet ek al waarheen gaan hy met hierdie preek, en wat se tekste, wat ek het al eksegese gedoen daaroor. So ek kry nie meer iets uit Bybelstudies en goed nie. Dis asof alles dood gegaan het. In die huil ook, en wat ons genoem die salwing wat die Gees, en dis the consolations of God. Dit is daardie gevoelens wat jy kry van diep vrede of blydskap. Dis asof die rivier net opdroog, skielik. En ek vroeg, wat doen ek verkeerd? Ek moet dalk langer bid, ek moet dalk harder bid, ek moet dalk meer Bybel lees, ek moet beter, en jy sit meer effort in, maar dit lewer geen vrug nie. Dis is asof dit net daar 'n doodsheid gekom het. En in Johannes van die kruis in sy wysheid sê, dit gaan gebeur met jou as 'n Christen, maar dan roep God jou na iets anders. En hy het 'n fascinerende idee gehad oor geestelike groei. Hy het gesê, jy begin deur Jesus te bestudeer, sy leer en sy lewe, en dan probeer jy die goed te doen wat hy gesê het. Dis die eerste stap. Nou dit het hy nou vertel vir 'n klomp klein jong monnike wat hulle lewe in die Here wil wy. Hy het gesê, dis die pad. En dan, die volgende stap is, dan gaan jy na jou motiewe toe. Hoekom jy dit doen? Nou dit raak nou klaar 'n bietjie, dan raak dit klaar 'n bietjie moeiliker. Hoekom jy dit doen? Want ons gaan 'n stukkie suurdeeg ontdek in ons, van die Fariseërs. Die rede hoekom ek dit eintlik doen is, ons het nou Woensdag aan Bybelstudie, en as ek nie my kant gebring het en bietjie gelees het en goed nie, gaan ek geen lekker lyk daar nie. So nou bring ek my kant. Nou hoekom doen jy dit? Sodat ek goed moet lyk in die oë van ander. So jy begin daai weg, en dan sê hy, dan kan jy verwag dat jy 'n donker nag, uit 2 donker nag, die eerste donker nag van die sintuie sal beleef. En dit is iets hiervan, dat dis asof God hom onttrek van jou.
Hy sê, maar luister hier, en dan haal hy Psalm 131 aan, en dit het ek eers later uitgevind dat dit in die Bybel staan, dat hy sê, maar God wil jou eintlik van die melk afkry. Dat jy nie net op jou gevoelens gaan, en op die stimulasie op jou intellek en nuwe insigte te kry nie. Want kyk, is wonderlik, né? As die Bybel vir jou begin oopgaan en jy maak koneksies en jy sit die goed by mekaar en jy weet hoe dit op jou lewe werk, maar jy kom nie altyd by die doen uit nie, maar ja, om dit te weet. En veral as jy ander mense kry wat sukkel ook om hulle te help. Dis wat jy moet doen. Dis wat die Bybel sê. Hy sê, dan kom daai tyd. En die Here, dit voel vir jou as jy, so, hoekom? Sodat hy wil jou soos 'n moeder speen van die melk af. Hy wil nie hê, met ander woorde, soos daai Psalm sê, dat jy by jou moeder sal wees soos 'n gespeende kind. Ek is nie by God, omdat ek by God iets kry nie. Ek is nie lief vir die Here, omdat hy al hierdie goed vir my doen nie. Ek het die Here nodig, omdat ek die Here lief het. Nie omdat ek iets nodig het van hom nie. Daar's 'n verskil. Kyk, jong ma's dink die kind soek hulle en die kind's baie geheg aan hulle. Slegte nuus, die kind wil net jou hê vir die melk. Dis 'n ander ding as die kind na jou toe wil kom en by jou wil kom sit as hy nie meer drink by jou nie. Dan sit soos 'n gespeende kind sit by sy moeder. Ek is nie daar vir wat ek kan kry nie. Ek is daar vir jou. Ek is daar vir u. Dis 'n groot skuif in jou lewe. Hy noem dit suiwer geloof. Nie net meer geloof as gevolg van wat jy kry en hoe jy voel en hoe jy dink nie, maar net in 'n blinde vertroue op God. Ek het God lief. Erich Fromm, die filosoof, het 'n baie interessante stelling gemaak. Hy het gesê, God het ons nodig. En toe teoloë hom gekruisig en filosowe en almal het op hom afgeklim en gesê, God het niks nodig nie. Toe sê nee, God het ons nodig, omdat hy ons lief het. Hy sê, jy kan op twee maniere lief hê. Ek het jou lief, want ek het jou nodig. Of ek het jou nodig, omdat ek jou lief het. Daar's 'n verskil. Want die een gaan om wat jy vir my gee en wat ek by jou kry. Die ander een is, dit gaan oor jou. Dit gaan net oor jou. En dis hoekom ek jou lief het. En dis hoe God ons lief het, maar dit is ook die liefde wat hy in ons wil gee, in ons wil kweek, in ons na vore bring. En daarom sê hy, gaan hierdie tyd kom. Hy sê, en dan sê Johannes vir die kruis, is stilte jou pad. Nou hy en Teresa, wat baie groot vriende was, het daai tyd 'n baie groot ding gemaak van stil gebed, om in stilte te bid. Dis om stil te wees. Weet, en julle ken die Psalm 46 vers 10 wat sê, wees stil en weet dat ek God is. Daar is 'n wete wat net na jou toe kan kom deur stilte. Op geen ander manier nie. As jy kan stil sit, dan kan jy hierdie wete kry by God, dat hy God is. En dit is waar my reis begin het. Ek moet eerlik sê, ek het nog nie eintlik vir mense hiervan vertel nie, die mense wat naby my geleef het, het geweet, ek het gevoel, ek kan nie meer preek nie, want dit voel vir my of ek skynheilig is. En ek is nie meer so seker dat mense regtig kan verander nie. Ons kan gedrag aanpas, maar dis nie verandering nie, dis nie transformasie nie. Want dit gebeur so min. En ek was so half nou deur mekaar met hierdie hele ding. Nie dat ek in God begin twyfel het nie, maar in die hele manier van kerk hou en kerk wees en alles. En die Here het wonderlike mense my pad langs gestuur. Willem Nicol is een van hulle, Trevor Hudson, ons het groot vriende tot vandag toe geword. En hulle het iets van hierdie wêreld vir my begin oopmaak. En my gepraat oor stilte, my soeke het begin. En ek het begin lees. En ek het 'n ou monnik in die berge gaan besoek.
wat hy oorgeskryf het en sy hele lewe toegewy het aan stilte. En net 'n paar ure 'n dag oopgemaak het om gesprekke te voer met mense. So ek en Wilma het saam met hom gaan sit vir 'n week en hy het so 'n paar keer vir ons kans gegee om te gesels met hom. In een van ons ontmoetinge, toe sê hy, wie is julle? En hy sê vir my, vertel my van jou gebedslewe. Ek sê, voor ek jou nou vertel, moet ek jou eers sê, wie is ek? Ek's baie besig. Ons is 'n groot gemeente, ons doen verwonderlike goed. Kom ek vertel jou wat doen ons alles. Hy sê, skus man, vertel my van jou gebedslewe, maar ek wil vir hom konteks gee. Ou kan nie sommer so praat oor dit goed nie. Dit gaan nie lekker klink as jy nie verstaan waarmee ons besig is nie. En ek het weer die spoor so verloor toe hy vir my sê, bid jy? Ek sê, ja, natuurlik. Hy sê, nee, maar vertel my daarvan. En ek vertel hom, en ek was nog nie eers klaar nie, toe sê hy vir my, los dit. Ek kan sien, jy's 'n baie besige man, en 'n baie belangrike man, hardloop, doen jou werk, maar die Here wag vir jou. Wanneer jy reg is, sal hy daar wees vir jou. En al wat ons met hom gedoen het, die hele dag was net sit in stilte saam met hom. Dis hoe hy bid, in stilte, stil gebed. Hy voel dis waarvoor die Here hom geroep het en hy wil die wêreld leer om in stilte te sit, in stilte te gaan en met stilte te bid. En ons loop uit na die ontmoeting en ek sê vir Wilma, so wat dink jy? Ek noem maar meisie, ek sê wat dink jy meis? Sy sê man, en sy kyk so na my en die oë skiet vol trane. Sy sê, dis seker die persoon wat ek dink die naaste aan Jesus is, wat ek nog ooit gesien het. En ek sê vir haar, hoekom? Sy sê sy teenwoordigheid. Sy sê sy liefde vir Jesus. Ek het dit nog nooit so gesien in 'n man nie. En ek tog toe nou, okay. En ek sê toe vir haar, ja, maar hy moet net wegbly van berading af. Want hy het nie my gevoelens baie, hy het bietjie getrap op my. Vir my te sê, jy, dit moet ophou bid. Dit help nie om te bid as jy so bid nie. En sy sê, miskien moet jy luister daarna. Ek sê, ja, baie dankie, nou vat jy nog sy kant op. Kyk, dit was volgens die boek, die swakste terapeutiese sessie waarna ek my lewe was. En buite die boek was dit die kragtigste ontmoeting wat ek nog met iemand gehad het. Ek kan nie slaap daai nag nie. Ek wil hom weer sien om net weer vir hom te probeer verduidelik. Ek weet nie hoekom nie. Hoekom wil ek myself regverdig? Dit is hoe ek bid, dis wie ek is. En ek is opgeneem met hardloop en is raas in my binneste, maar ek dien die Here en ek doen my bes. Maar die Here roep my in stilte om 'n ander pad te vat wat ek nie ken nie. En dis 'n ander ding wat Johannes hier kry sê in een van sy gedigte. Ek parafraseer hom. Hy sê as jy wil word wie jy nie nou is nie, dan moet jy ander dinge doen wat jy nou doen dat jy kan word wie jy nie is nie. So jy moet nie se aangaan met dieselfde goed wat jy doen nie. Hy sê as jy wil kom op 'n plek waar jy nie nou is nie, moet jy 'n ander pad vat wat jy nog nie gevat het nie om daar uit te kom. Want anders sou jy lankal daar gewees het. Dit is so eenvoudig. Maar dit is asof daai woorde val net so en ek besef ek het verskonings. Hoe moet ek dit nie doen nie? En ek is besig om dit na te vors en navorsing te doen. Ek lees die boeke, ek het 'n begeleier, 'n studieleier wat my help met my navorsing, dat ek net empiries op die regte pad bly. Maar ek kom net nie by dit uit nie. Want my lewe laat my nie toe nie, sê ek. Nie nou nie. Maar ek is baie nuuskierig en ek wil weet. En nou voel ek het nie meer verskonings nie. Die Here sê vir my, ek roep jou. Kom sit aan my voete en raak stil. En dis waar my reis begin het. En ek is so dankbaar daarvoor. Ek het 'n ander wêreld ontdek. Die kerk van die Here Jesus is groot.
Jy weet, ons moet saam met al die heiliges begryp wat die liefde van Christus is. En iemand vra my een keer, hoe groot is jou kerk? Wie is al die heiliges? En ek dink in my gemeente is omtrent 30%. En die res, in die kerk, in die genootskap, in die ander kerkgenootskappe, en die ander kerk van Jesus, is hulle ook heiliges. Kan ek iets saam met hulle begryp, of weet net ons paar ouens wat toegewyd is? En dit is waarvoor ek moes oopmaak, want ek het nie stilte geken nie. Dis nie deel van my tradisie nie. Dis ook nie deel in die tradisie waarin ek toe nou was, saam met my vrou was, is die oomblik waar daar stilte is dit eintlik net vir 'n ou om asem te skep, om iets te begin sê en iets te begin doen. Dis ongemaklik om stil te raak. En ja, 'n nuwe wêreld, die kerk in die ooste, die ortodokse tradisie, en veral in die monastiese tradisie, is dit nog altyd van Jesus se tyd af. En Jesus self het ons 'n groot idee hoe hy geleef het en wat hy gedoen het, was stilte, en onstilte as 'n vorm van gebed 'n baie belangrike gebruik gewees. Baie belangrik. In die Oosterse kerk is dit eintlik waarom dit gaan, om uiteindelik in stilte in te gaan. En daai stilte word op 'n klomp maniere beskryf. En een van die maniere wat Paulus gebruik is Filippense 4, wat sê dat jy die vrede van God sal beleef. En as jy daai verse mooi lees, dan sê hy eers vir jou, hier is die woord van die Here. Hier is lectio, die woord van die Here is, moenie bekommerd wees oor enige iets nie. Dan sê hy, dink 'n bietjie daaroor. Vers 8. Alles wat hier is, waarlik, lieflik, rein, loflik is, bedink dit. So, dis meditatio, dink daaroor. En laat julle begeertes met smeking en danksegging is oratio. En dan sê hy, dan sal jy 'n geskenk kry. Dis iets wat God jou gee. En weer eens, die psalmis sê, ek het dit reg gekry, ek het dit gedoen. Maar dan sal Paulus sê, ja, jy het, weet jy hoe? Deur genade, deur die krag wat God jou gegee het, dis hoe jy dit reg gekry het. Ja, so God doen dit nie sonder ons nie. Maar dis nie ons wat dit in ons eie krag reg kry nie. Jy ontvang 'n vrede. Ou kerkvader het beskryf as rus in God. Dis wat dit is wat jy beleef. Jy rus net by hom. Jy is net saam met hom. En dit is om, die prentjie wat ek in my kop gekry het was, toe dit vir my verduidelik is my oupa en ouma op die stoep. Elke middag, 2:30 is dit teetyd. Ons gesorg dat ons daar is, want daar is altyd koek ook. En dan sit my ouma en my oupa op die stoep, en dan is daar koffie, tee en koekies, en dan onthou ek hoe ek en my boetie rondgehardloop en gespeel het, en hulle doodstil gesit, hulle het nie 'n woord gesê nie. En dan my ouma net partykeer, en sê my oupa, dan sê my ouma, En so nou dan kyk hulle na mekaar, en kry hulle so glimlaggie, nou wonder ek wat het daar aangegaan, as hy so, en dan kyk hulle maar net weer so voor hulle, maar daai atmosfeer was so soet gewees. Dit was so lekker om saam met hulle te wees. Dit was so 'n warmte wat jy opgetel het en gevoel het. Tot my oupa sê, tyd om te werk, dan staan hy op en dan loop hy weer. En dit is kontemplasie, dit is stilte. Dit is net om saam met God te wees. Jy hoef niks te sê nie, jy hoef niks te doen nie. En ek dink dit raak ook natuurlik hoe ons dink oor God. Jy weet, as jy 'n kind in die ooste vra, waar is God? Dan sê hy vir jou hier, in my hart. Ons sê dit ook, maar as jy 'n kind van die weste vra, waar is God? In die hemel. Ons Vader wat in die hemel is. Nou wie's reg?
Hulle is albei reg. God is transcendent. Hy styg uit bo. Hy is die ver, verhewe, almagtige. In baie van ons liedjies wat ons sing ons kom. Hy's nou hier. Ons roep hom aan dat hy moet kom. Maar hy's ook in ons. Nog iets groter, ons is ook in hom. Alle dinge het deur hom ontstaan en alle dinge word deur hom in stand gehou en alle dinge is in hom. Dis ver bo ons begrip. God is immanent binne in ons, in die natuur. Nie pantheïsties, hy is die natuur nie, hy is in die natuur werksaam soos hy in ons is, in ons woon en ook in ons werksaam is. En in die tradisie van die kerk het soveel gelowiges dit ontdek. Augustinus, se baie bekende, te lank het ek gesoek na u. En ek het oral daar buite gaan kyk, terwyl u in my was. En terwyl u my liefhet in my. En ek dink dit is iets wat hierdie gebed tot stand bring. So, hoe beoefen 'n mens dit? Wat doen jy? Daar is 3, en ek wil die Engelse woorde gebruik wat, omdat hulle rym, omdat SSS is en dit miskien memorable sal wees, the solitude, stillness and silence. Solitude. Dit begin met afsondering. Jy kom eenkant. Dis wat ons vandag almal saam gedoen het. Ons het eenkant gekom. Ons het uit die normale gang van ons lewe het ons nou besluit om hier by mekaar te kom. En as 'n mens saam in stilte gaan sit saam met ander, doen ons dit saam op jou eie. Jy is nou hier saam met die Here. So, ons het gepraat oor teenwoordigwording, dit is 'n werkwoord te maak van teenwoordigheid, dit is 'n praktyk, dit is 'n oefening, dit is iets waarin jy jouself kan beoefen om regtig teenwoordig te raak. Een van die eerste goed is om te sê, hier is ek nou. Hier is ek nou in die kerk. Vir my is dit, hier is ek nou in Mosselbaai, in die moedergemeente, saam met medegelowiges. Hier is ons nou. En dan het jy die wonderlike vermoë om jou aandag te kan skuif. Jy weet, jy kan kies waarop jy jou aandag plaas. En jy kan konsentreer op en jy kan al die ander goed uitskakel. Maar nou is dit om jou aandag, ons is nou hier en jy kan rondkyk, ons is hier in die kerk. En dan kan jy kyk na jou eie lyf. Jou voete, jou bene, jou eie lyf. Jy kan 'n vinnige body scan doen net. Hoe voel ek? Het jy ergens dalk pyn? Is jy bewus van iets in jou lyf? Is jou maag op mekaar getrek? Is jy bietjie gespanne? Jy raak net bewus daarvan. En dan vat jy jou bewussyn na jou asemhaling toe. Jou aandag plaas jy op jou asemhaling. En jy haal 'n bietjie diep asem. 5-6 asemhaal, 5-6 uit is die ideale asemhaling, het navorsing getoon. Wat gebeur met jou as jy dit doen? Daar's vreeslik baie navorsing gedoen oor stilte en die beoefening van stilte. En soos ek sê, daar's baie name wat hulle daarvoor gee. En daar is iets baie groot wat met jou, net deur dit te doen wat jy nou gedoen het, stimuleer jy die parasimpatiese senuweestelsel. Kyk, jy het 'n simpatiese, dit is die veg en vlug, hy trek saam. Die parasimpatiese is ontspan, die senuweestelsel ontspan. Nou ons leef in 'n tyd waar ons sê jy's gestres. 'n Ander woord daarvoor is, jy is in mekaar getrek, jou simpatiese senuweestelsel is oorgestimuleer, jy ontspan nie meer nie, jy laat nie gaan nie. Nou wat gebeur is, onder andere is jou adrenalien word vrygestel. So dis hoekom jy jou maag of jou skouers erns, jy weet dit hang af, as jy van 'n merwe is, hulle is maagouens, die van die kerks is nekouens, jou stres gaan sit waar jou pa en ma se stres geheel moontlik gaan sit het, jy weet, in die senuweestelsel trek so saam, en ons moet dit laat gaan.
En dis miskien wat Johannes ook bedoel het, en hy het nie geweet van die fisiologie en die kennis wat ons vandag het nie, maar hy sê, God will heal you. Dit is iets wat met jou siege gebeur, maar dis iets wat fisiologies gebeur. Daar vind 'n herstrukturering oor tyd plaas in jou brein. Dis neurologies, nuwe sinapses word gevorm. En wat ons nou uitvind ook, is dat soveel van jou onderbewussyn en jou onbewussyn kom na vore, hoe beter jy in stilte ingaan. Een van die groot goed wat gebeur is, en ek nou die beplan om hieroor te praat, nie? Wow! Baie dankie, hier's een ou daarom wat ek gaan vir jou dit doen. Ek het nou 'n timelapse gehad. So, ja, jou breingolwe gaan af. Jy weet, ons is nou almal in die beta, en die oomblik wat ons ingaan in diep asemhaal, gaan jy af na jou alfa golwe toe. Dis 'n plek waar jy baie suggestiefbaar is, dis die plek waar ons wat hipnotiseer jou na toe vat, en dis 'n plek wat jy baie ontvanklik word, oopgaan, vir die woord van die Here. So, die effek daarvan is 'n werklike, emosionele, fisiese genesing wat kan plaasvind as jy in stilte gaan. Nou as jy die asem gehaal het, dan maak jy jou oë toe en jy bly jou aandag op jou asem hou. En dan begin jy met die innerlike werk om verstilling mee te bring. So uit die brein uit, jy was besig in jou kop, nou gaan jy na binnekant toe, jy het gesit, jy's nou uit, jy's in solitude, nou begin jy met stilnis. Want jy gaan uitvind die bobbejaantjies in die tak swaai rond. Jou gedagtes wil nie stil raak nie. Jy kan buitekant stil sit, dit help, maar jy word nie stil binne nie. Ekstroverte vind dit baie moeilik om buitekant stil te raak, introverte om binnekant stil te raak. Dan, hoe doen ek dit? Daar's twee maniere, of by vorm van 'n herhaalgebed. En dit is wat die ortodokse tradisie, hulle bid die Jesusgebed, mantra, aan mekaar, saggies en teer, bid dit net, Jesus Christus, wees my genadig. Jesus Christus, wees my genadig. Of, en dis die manier wat die oom ons geleer het, jy sit stil en as jy bewus raak daarvan dat jou gedagtes dwaal, dan gebruik jy net jou gebedswoord. Jy roep net na Jesus. Jesus. Jy sê dit saggies. As jy op jou eie is, dan sê jy dit saggies dat jy dit kan hoor. As jy so saam met die ander mense is, dan sê jy dit net in jou kop. Jesus. 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 En daardeur bevestig jy net jou intensie dat jy saam met Jesus wil wees. So dis nie meditasie waar jy dink aan Jesus of waarin jy nou beelde oproep of iets nie, jy laat alles gaan. En is net vir Jesus. Net om by hom te wees vir die tydperk. En dan kan jy die geskenk ontvang. Jy val in dit in, 'n dieper rus. 'n Dieper rus, dit is 'n verkoeking van jou binneste wat plaasvind. En dis 'n gawe, dis 'n geskenk, maar jy beoordeel nooit, want dis nie iets wat jy kan kry nie. As die tyd verby is, en daai oom het navorsing gedoen, hy sê 20 minute 'n dag. Nou baie van ons kan nie daar begin nie, 10 minute vir my, het die eerste keer gevoel, ek het 2 keer om die wêreld gebid, dit het vir my gevoel, wat gaan aan, en kort kyk ek, wat, nee, almal se oë is toe, almal is nog daar, en dan, hoe kry hulle dit reg? Wat doen hulle? Jy bly en jy hou net aan om jou woord te laat gaan, jy meet nie jou resultate nie, en die effek van hierdie manier van gebed, voel jy en kom jy agter in jou lewe aan die vrug wat dit begin afwerp. Wanneer jou vrou vir jou begin sê, liefie, ek kan nie glo jy doen dit en dit nie, jy's nou so nice, jy maak die deur vir my oop.
Daar is die teken, iets is besig om met jou te gebeur en besig om, jy's so kalm deesdae, jy was altyd so opgewerk gewees, jy's so reaktief, nou kan ek sien, jy dink eers 'n bietjie voor jy praat, dis die vrug wat na vore kom. Goed, ek vra om verskoning, ek weet nie wat het gebeur toe, ek sien die tyd verby nie, ek gaan jou uitnooi om vanaand dit te doen op jou eie. En as ons môre by mekaar kom, dan gaan ons dalk begin met dit net. En dan kan ons dan bietjie vrae antwoord ook van hoe was dit vir jou? En probeer 10 minute net dit te doen. Solitude, stillness, jy beklei nie daai gedagtes nie, hoor. 4 R'e. Resist, no thought. Ek gaan jou gou wys hoekom. Moenie aan 'n pink bobbejaan dink nie, asseblief. Moenie aan 'n pink bobbejaan dink nie. Wat gebeur as jy dit nie moet doen nie? Dan doen jy dit. Moenie hom beklei nie. Resist no thought. Retain no thought. Moenie, vir alles hy emosioneel belaaid is, nee, is dit 'n vreeslike groot versoeking om by daai gedagtes te bly. Don't retain it. Jy weet, retain, resist, ek kan nie die ander R onthou nie. Ever so gently return. En al hoe jy return is, deur net jou gebedswoord te gebruik. Jesus, Jesus. Dis nie 'n cricket bat waarmee jy gedagtes probeer moker en aanval nie. In die naam van Jesus. Nee. Jy beklei hom nie. Jy laat hom net gaan. Jy keer saggies net weer terug. Jy's nie hard in jou binneste nie. Saggies en teer. En dis hoe jy dit beoefen. Goed, so ek wil 'n gebed vir ons doen en dan gaan ons afsluit en Vader, baie dankie dat ons vanaand hier kan saam wees. En ek dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. En dankie vir die kerk en die tradisie en die wysheid wat daar in die groot kerk van Jesus lê, waarvan ons deel is. Here, help ons, maak ons oop en ontvanklik om ook agter te kom waarna U ons uitnooi. En vanaand is daar van ons is wat in stilte gaan sit, lei U ons. En kom U op U manier na ons toe. Ek dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie.